Hallo julle en baie welkom. Ek is so opgewonde julle is hier. Vandag gaan ons 'n super prettige vasvraespeletjie speel oor kos en boerdery om julle heeltemal reg te kry vir die eksamen. Is julle gereed om te wys wat julle weet? Kom ons begin. OK, die reëls is baie maklik. Ek gaan 'n vraag vra en dan kry jy 5 sekondes om die antwoord in jou kop te kry. Moenie stres as jy dit nie dadelik weet nie, hoor. Daarna kyk ons saam na die antwoord. Onthou, ons oefen net en leer saam. So ontspan en geniet dit. Kom ons spring weg met ons heel eerste vraag. Goed, hier kom vraag nommer 1. Wat is 'n gebalanseerde dieet? Jou tyd om te dink begin nou. Tyd is om. Het jy 'n antwoord? Kom ons kyk. Die antwoord is om 'n bietjie van elke kosgroep elke dag te eet. Dis amper soos om 'n reënboog op jou bord te hê. Jy het al die verskillende kossoorte nodig om jou liggaam sterk en gesond te hou. Reg, vraag nommer 2. Watter kosgroep bou jou spiere, hare en naels sterk? Jou 5 sekondes begin nou. Goed, wat dink julle? Die antwoord is proteïene. Jep. Dink aan proteïene soos die boublokkies wat jou hele liggaam aan mekaar hou. Vleis, eiers en neute is propvol van hierdie belangrike goed. Vraag 3. Watter voedingsstof help om jou bene en tande so sterk soos klip te hou? Hierdie is 'n baie belangrike een. Jou tyd begin nou. En die tyd is om. Die antwoord is kalsium. Ja, dis presies hoekom almal altyd sê jy moet jou melk drink. Kalsium, wat jy in melk en kaas kry, is 'n superheld vir sterk bene. OK, hierdie een gaan jou 'n bietjie laat dink. Vraag 4. Noem 2 redes hoekom ons kos en water nodig het. Probeer aan 2 dink. Reg, kom ons kyk. As jy gesê het dit gee ons energie om te hardloop en speel, is jy heeltemal reg. Of as jy gesê het dit hou ons liggaam gehydrateer, is dit ook perfek. Ander goeie antwoorde is dat dit vir ons voedingsstowwe gee of gifstowwe uitspoel. Enige 2 van daardie is 'n fantastiese antwoord. Vraag 5. Noem 2 dinge wat gesonde kos jou help om te doen. Daar's so baie goeie redes, né? Het jy 2? Fantasties! Wel, gesonde kos help jou om te groei, dit gee energie om op die speelgrond rond te jaag, dit help jou liggaam om daai nare kieme te beveg en dit help jou brein om te fokus in die klas. So dis superbelangrik. Mooi so. Reg, hier is 'n lekker een. Vraag 6. Watter kosgroep is soos 'n span superhelde wat jou liggaam teen siektes beskerm? Dink aan al die kleure van die reënboog. En die antwoord is vrugte en groente. Ja, elke vrug en elke groente gee jou 'n ander superkrag of vitamiene om daardie slegte kieme weg te hou. Vraag 7. Watter kosgroep is soos brandstof vir jou liggaam? Die een wat jou die krag gee om te beweeg. Het jy hom? Dis natuurlik graankos. Brood, rys en pasta is soos die petrol dat jy in 'n kar gooi. Dit gee jou daardie woma om te hardloop, speel en dink. Sjoe, julle doen fantasties. Nou gaan ons so 'n bietjie van 'n ander rigting inslaan. Ons het gepraat oor die kos wat ons eet, maar waar kom dit vandaan? Dit bring ons by boerdery. So vraag 8 is: wat is die verskil tussen bestaansboerdery en kommersiële boerdery? Luister mooi na die woorde. Dink mooi hieroor. Goed, kom ons breek dit op. Bestaansboerdery is soos om 'n klein groentetuintjie in jou agterplaas te hê. Jy kweek net genoeg kos vir jou eie gesin om te eet. Dis vir oorlewing. Kommersiële boerdery aan die ander kant is 'n massiewe plaas met reuse trekkers wat tonne en tonne mielies oes om in die winkels te verkoop. Dis 'n groot besigheid om geld te maak. Volgende een, vraag 9. Wat is kontantgewasse? Die naam gee klaar 'n groot leidraad, reg? Het jy die kontant deeltjie gehoor? 'n Kontantgewas is enige plant wat 'n boer kweek, nie om self te eet nie, maar spesifiek om te verkoop vir geld. Dink aan suikerriet om suiker te maak of katoen vir jou klere. Reg, nog 'n vergelyking vir julle. Vraag 10. Wat is die verskil tussen saaiboerdery en veeboerdery? Die antwoord lê in daai woorde. Saai vir sade en vee vir, wel, julle weet. Dink gou daaroor. OK, hier is die antwoord en dis lekker eenvoudig. Saaiboerdery is presies wat dit klink soos. Jy saai sade om plante soos mielies en koring te kweek. Veeboerdery gaan alles oor vee. Dit is plaasdiere. Jy maak diere groot soos beeste vir melk en vleis of skape vir al lekker warm wol.
So, een is plante en die ander een is diere. Maklik, nê? Nee? Vraag 11. Noem 2 diere wat ons kleinvee noem. Dink aan die bietjie kleiner diere op 'n plaas. Het jy 2 in jou kop? Goed. As jy gedink het aan skape, bokke of selfs varke, is jy heeltemal reg. Hulle word kleinvee genoem, anders as die groot diere soos koeie en perde wat ons grootvee noem. Vraag 12. Wat noem ons daai proses wanneer 'n boer die kos pluk of afsny wanneer dit ryp is? Dis 'n een-woord antwoord en daardie woord is oes. Ja, wanneer die boere die mielies of die druiwe pluk, dan is hulle besig om te oes. Vraag 13 is baie belangrik vir ons planeet. Wat beteken dit om volhoubaar te boer? Wel, volhoubare boerdery beteken om so te boer dat die grond en die water en die natuur gesond bly. Dit beteken ons pas die aarde op, sodat ons kinders en hulle kinders eendag ook nog kos op daardie selfde grond sal kan kweek. Ons moet mooi na ons aarde kyk. Vraag 14. Noem 2 maniere hoe mense in die middel van 'n stad kos kan kweek. Jy het nie 'n groot plaas nodig nie. Dink 'n bietjie kreatief. Reg. Jy kan in tuine agter jou huis kweek of selfs op dakke en balkonne. En party plekke het gemeenskapstuine waar die hele buurt saamwerk om kos te kweek. Nogal cool, né? Vraag 15. Noem 2 maniere hoe mense kos kan kry sonder om enigsins te boer. Dink soos iemand wat in die natuur bly. Het jy 2? Presies. Jy kan vis vang in 'n rivier, jy kan jag, jy kan wilde vrugte pluk of jy kan eetbare wortels uit die grond grawe. Lank gelede was dit die enigste manier hoe mense kos gekry het. Vraag 16. Wat is die klimaat van 'n plek? Dis nie net die weer vir vandag nie. Wat is dit? Die antwoord is, dis die tipe weer wat 'n plek gewoonlik oor 'n baie lang tyd het. So, byvoorbeeld, die Karoo het 'n warm en droë klimaat, terwyl die Kaap weer 'n nat klimaat in die winter het. Vraag 17. Noem 2 tipes pluimvee. Dink aan die voëls wat ons gereeld op 'n plaas sien. Goed. As jy hoenders, eende of selfs kalkoene gesê het, is jy heeltemal reg. Pluimvee is maar net 'n spoggerige woord vir plaasvoëls. Vraag 18. Wat beteken hidrasie? Ons het vroeër so 'n bietjie hieroor gepraat. Die antwoord is lekker eenvoudig, om genoeg water te drink om gesond te bly. Jou liggaam is soos 'n plantjie, hy het water nodig om nie te verlep nie. Ons is amper aan die einde. Vraag 19. Watter kosgroep het ons net 'n klein bietjie van nodig? Dis daai een heel bo aan die kospiramide. Die antwoord is vette en olies. Dink aan goedjies soos botter of kookolie. 'n Klein bietjie is goed vir ons, maar te veel daarvan is glad nie goed vir ons nie. En hier is ons laaste vraag. Vraag 20. Dis 'n groot woord. Wat is die ekonomie? Dink aan alles wat te doen het met geld, werk en dinge koop en verkoop. Reg. Die ekonomie is basies hoe 'n hele land se geld- en produkstelsel werk. Wanneer jy iets in 'n winkel koop of jou ouers gaan werk toe, is dit alles deel van die ekonomie. En kommersiële boerdery is 'n reuse deel van Suid-Afrika se ekonomie. En dit is dit. Julle het die hele vasvraag klaar gemaak. Fantasties gedoen almal. Julle is regte sterre en julle is nou soveel beter voorberei vir daai eksamen. Baie sterkte. Gaan wys vir almal wat julle weet. Totsiens.